Nou julle, soos ek genoem het, ons het 'n spesiale dag vandag weens ons katekisasie. En ons katekisante stap nou al 'n hele jaar proses saam met ons en ek wil my medeleiers sommer hier op die verhoogsaal my roep, Rolf, jy is daar agter, asseblief kom vorentoe, my vrou, jy is hierso. En ons het die voorreg gehad om bietjie die katekisante te leer ken hierdie jaar. En ouers van die katekisante, julle kinders is regtig nie so bad nie, hoor. Hulle is eintlik nice. Ek weet baie daar wil julle uit die huis uitsluit. En ek weet baie daar sukkel om hulle te voer want hulle sê die dankies en ek weet baie daar is hulle moeilik. Maar ek sê vir julle, hierdie jaar het ons 3 as leiers so kom bless. En regtig, ek sê dit nie net sommer om julle net sag te maak nie. Ek sê dit want dit het. Ek gaan hulle verskriklik mis. En ek gaan ons byeenkomste mis want dit het so diep spore in my getrap. Net my, as ek praat oor die katekisante, sê ek vir mense, dis die deel van die kerk wat ek op die oomblik die meeste geniet. En nou ek love alles wat ek doen en ons altyd voorreg om te kan doen wat ek doen, maar as dit kom by die katekisante, man, dan blom ek. Dis net vir my so lekker. Dit laat my dink aan toe ek 'n stoute tiener jeugpastoor was. En ek kan dit weer doen. Maar dit was hierdie journey 'n jaar en nie net omdat dit lekker was nie. Maar omdat ek gesien het katekisante hoeveel skuiwer daar plaasgevind het by julle. Ons het laasweek 'n lekker toets geskryf. Dit was 'n interessante jaar gewees. Lekker gelag. En julle sal nie glo hier is so baie talente wat hierso staan. Nie net omdat hulle lief is vir die Here nie, maar net hoe hulle lewe geniet. Dit is vir my amazing om julle almal oral te kan blink iewers in hierdie wêreld. En vandag is half hierdie oomblik vir julle. Waar ons het eintlik 'n spesiale lig op julle wil skyn om julle te bless en vir julle te bid. Maar voor ons daarby uitkom, is daar altyd hierdie katekisasie woord wat mense baie keer so intimideer. Ek weet vir julle is dit 'n intimiderende woord want julle kan hom dalk nie spel nie. Dit is so groot woord, né? Maar katekisasie is eintlik hierdie groot ding wat jare terug in kerk gebeur het, waar hulle hierdie reis saam met mense stap wat hulle geloofsbelijdenis kan aflê. En so baie mense het hulle self Christene genoem, net om hulle self Christene te noem. En dis iets wat jy tot vandag toe sien. Ek bedoel as iemand kom by julle skool en hulle vra vir julle skool, luister jy, wie's Christene? Hoeveel hande bly plat? Jy weet, dis almal, ja, ek's 'n Christen. Maar hoeveel van daai mense leef 'n verhouding met die Here? Min. En vandag sien ons dieselfde ding, nie net by kinders nie, maar by volwassenes oor die hele wêreld. Almal wil hulle self Christene noem, maar min stap die pad. En daar's hierdie vers in die Bybel waar Paulus ons herinner en dit was deel van daai toets wat jy geskryf het. Wat jy almal so goed gepaas het by the way. Ek gooi dit nou uit vir almal. Maar daai vers wat ons gesê het Romeine 10 vers 9, waar Paulus daai gemeente herinner en sê luister, is so belangrik julle om te bely met jou mond en te glo met jou hart dat Jesus dood gegaan het aan die kruis, opgestaan het uit die graf en weens dit, omdat jy dit bely en glo, dan is jy gered. En julle, dis waarmee ons nou besig is met daai versie. Is met wat bely julle? Wat is daar in julle mond? Nou julle gaan nie 'n speech voorberei soos ek julle gesê het nie. Maar daar's 2 groot ja's wat julle vandag moet aflê en wat 'n voorreg om dit te doen voor julle mense en voor 'n gemeente. En die eerste ja is dit wat ons bely met ons mond. So ek wil net hê met die knik van jou kop, jy kan jy 'n nee of 'n ja antwoord. Maar die eerste vraag is, glo jy net, sê jy dit dat Jesus die seun van God is? Dat hy dood gegaan het aan die kruis en dis 'n feit wat gebeur, dis nie 'n storie in 'n boek nie. En dat hy opgestaan het uit die graf en weens sy opstanding het hy aangekondig dat hy is die God van die wêreld en elke ding wat hy gesê het is so waar. Goeie antwoord. Julle ja is so oortuigend vir wanneer ek byvoorbeeld mense trou en sê hulle, okay, sê jy nou ja, I do op die einde. Wat sê jy? I do, okay. Alhoewel dit 'n great oomblik is, dit oorweldigend. Nou daai antwoord, well done, great antwoord, maar daai antwoord is nie genoeg nie, sê Paulus. Hy sê selfs in die Bybel dat die duiwel gee daai antwoord. Die duiwel glo dit ook. Die duiwel weet Jesus is die seun van God en die duiwel self weet dat Jesus op die kruis gesterf het en dat hy opgestaan het uit die dood. Hy glo dit, hy weet dit, hy bely dit. Maar as een ding wat hy nie het nie, en dit is die tweede deel waar Paulus ons vat en dis die tweede ja wat jy vandag moet gee. En dis die groot ene. Nie net kan jy dit bely met jou mond nie, maar glo jy dit met jou hart. Is daar ervaring tussen jou en God dat jy nie net sê ek weet die kruis het gebeur as 'n feit nie, maar daai gebeurtenis het 'n belewenis vir my geword en ek ken Jesus. En ek het nou 'n verhouding met hom. En hy lei my en hy het my hart getransformeer. Ek het 'n vernuwing in my binneste en ek's vol met sy Heilige Gees weens dit. En daai is verhouding. So kan jy hierso staan en bely en sê maar wow, ek het daai ervaar, ek het 'n verhouding met Jesus. Ja, great, dankie. Nou julle, hierdie is die groot belydenis en well done met dit.
Maar wat ons gaan doen is nou 'n spesiale seëngebed oor julle bid. En ek wil vra ouers van al die katkesante dat julle vorentoe sal kom en net so agter julle katkesante sal staan. En dan julle kan maar kom. Ek weet halfte van julle het nie vir julle gesê dit gaan gebeur nie, so sorry daaroor. Maar julle, ons wil graag 'n seëngebed net oor julle bid. En ouers, terwyl julle daar sal staan agter hulle, net hulle hande op hulle hef en terwyl die ouers vorentoe kom, wil ek net 'n spesiale dankie ook gee aan nie net die katkesante nie. Hulle het omtrent nooit gemis nie. En dit was nooit vir ons 'n issue om te gaan smeek en te gaan haal en sê luister, wanneer kom julle? Ek sien jy dwaal bietjie weg. Nooit. Katkesante, dankie vir julle blessing dat julle committed was hierdie jaar sonder dat daar commitment eers afgedwing was. Dis net so lekker. En dan die tweede groep mense wat ek net wil opwef is of net 'n bietjie lig op ons skyn is medeleiers, well done en dankie. Dankie. Dit was vir my so 'n blessing en 'n voorreg om dit saam met julle te kan doen. En ek weet ek het gesê gaan sukkel. Julle ons gemeente is gebless met mense wie se harte reg is. En ek weet as hulle iets deel met die katkesante, hoef ek nie na die tyd te gaan dink, hoe gaan ek hierdie regmaak? Ek weet hulle praat oor Jesus en dit is lekker om dit te kan doen met mense wat uitverkoop is aan die Here en ook tieners kan help in hulle journeys. En die derde groep mense wat ek net wil lig op skyn en dankie vir sê is saam met die katkesante is al die mense wat hier agter staan. Julle dankie. Dankie vir ek weet maandaande was nogal baie gevra. Meer vir julle as vir hulle. En dankie dat julle hulle gebring het en dat hulle daar was en dat dit vir julle lekker was en selfs in die opoffering het jy mekaar van julle lewens het julle dit uitgekoop om hulle te bring. En dankie dat julle ons toe vertrou het om 'n pad met hulle te kan stap en daarmee saam nie net hierdie groep het julle hande opgehou en ons hande opgehou het nie, maar een of twee ander leiers, my skoonma is hier iewers. Dankie, sy en Rensha is hier iewers. Dankie. Hulle het ons kinders opgepas terwyl ons hierdie kon doen. Wat ook 'n groot bediening was. So julle wat ons nou gaan doen is net vir julle bid. So ouers, gryp julle kinders vas. En terwyl julle daar staan, gaan ons net 'n gebed bid oor julle en ons glo hierdie is 'n seëngebed oor elkeen van julle en gemeente as julle vrymoedigheid het, kom ons steek ons hande uit net as 'n simbool van ons seën hulle. Ons sit ons hande op hulle en ons vra die Here se goedheid en guns oor hulle lewens. So kom ons bid saam. Hemelse Vader, so baie dankie dat ons hierdie mylpaal kan vier, Here. En dit gaan oor soveel meer as mense wat 'n klas gedraf het en 'n boksie getik het. Hierdie gaan oor, Here, U wat mense ontmoet het en iets gedoen het in hulle hart en ek bid so vir die katkesante, Here. Ek bid dat wat ook al U hulle gefluister het, wat U kom saai het in hulle hart hierdie jaar, Here, dat dit nie opgepik sal wees nie. En dat daai op goeie grond sal land en dat hulle jare van nou af die vrug sal sien van wat hulle ontvang het hierdie jaar, Here. Ek bid, Here, mag hulle altyd so vashou in ek dink dit aan die skrifte in die Bybel waar sê, wanneer ons mense seën, dan plaas ons die naam van die Here op iemand. En Here, ons doen dit nou. Ons kom ons kom hier, Here, en ons dra U naam en ons plaas dit so op hulle, bedoelende, Here, alles wie hulle is en wie hulle word en wat hulle doen, mag dit geken word saam met U. Mag hierdie katkesante weet wat dit beteken om in al hulle weë, in al hulle paaie, in alles wat hulle doen, U te ken in dit. Mag hulle U raadpleeg, mag hulle U goedkeuring vra. Here, mag hulle U guns verstaan. Mag hulle U leiding volg, mag hulle ore hê om U te hoor. Mag hulle harte hê wat vir U brand, Here. Mag hulle altyd staan vir wat reg is. Mag hulle altyd soek, Here, om U beter te ken. Mag hulle altyd die liefde dra, en dis die groot een, Here, die liefde dra van Christus. Dat wanneer mense na hulle kyk, sal hulle sê, wow, hier is iets anders by julle. En dis nie omdat hulle oulik is nie, Here, maar omdat hulle gemerk is deur Jesus, die naam van Jesus dra. En dan bid ons nie net vir hierdie oomblik, Here, ek bid vir hulle toekoms. Ek bid dat hierdie gebed 'n gebed sal wees wat nou op hulle toesak en nog vir hulle lewenslang sal dra. Here, dat wanneer hulle eendag uit die skool uit is en dalk universiteit toe gaan of plase gaan boer of oor see gaan of gaan trou en ek weet nie waar hulle reise heen gaan, Here. Maar ek bid, Here, dat U seën op hulle sal rus in daai areas. En mag geen kultuur, geen opinie van hierdie wêreld en geen persoonlike seer U kom definieer vir hulle nie. Mag hulle woord ken. Mag hulle altyd lief wees vir U woord, Here. Mag hulle lief wees vir U en mag hulle lief bly vir mense. So seën hulle, Here, bewaar hulle, lei hulle en Here, hou hulle opgewonde oor die dinge van die koninkryk. En daarom bid ons hierdie alles in die naam van Jesus,
Ons almal sê saam. Amen. Amen. Katkesante, julle het dit gedoen. Well done. Julle is welkom om jou sitplek in te gaan neem. En dan julle het koeverte gekry. Hierdie is eintlik julle ouers se geskenk. So ek weet julle name is daarop, maar gee dit vir julle ouers. Ouers, dis 'n persoonlike iets van jou kind af na jou toe. So dankie.